Die Here het alles gemaak vir sy doel. So ek wil vandag met jou praat oor bereik sukses in jou doel. Ek glo vas dat God het elkeen van ons geskape met 'n doel en vir 'n doel. God created you on purpose and for a purpose. And if we don't know our purpose in life, we're going to fall into depression. We're going to fall into addiction. Allerhande ander dinge gaan ons aandag wegtrek as ons nie weet wat die doel is waarvoor God ons geskep het op aarde nie. So jy is doelbewus deur God op aarde gesit en daarom kan jy doelgerig lewe op aarde. Ek wil dit weer sê, jy is doelbewus geskep deur God en daarom kan jy doelgerig leef op aarde, maar wanneer ons doelloos leef op aarde, wanneer ek nie weet wat my doel is nie, wat die purpose is van hoekom God my op aarde geplaas het nie, dan het ek 'n geneigtheid om in depressie te verval, in verslawings en allerlei ander goed, want ek weet nie wat my doel is nie. Die Bybel is so duidelik, hy sê sonder visie, sonder 'n doel, leef mense sonder dissipline en gaan mense ten gronde, want hulle weet nie wat die doel is. So draai bietjie na jou buurman of buurvrou en help my so 'n bietjie preek hulle net wakker vanoggend en sê, God het jou doelbewus gemaak. En dan sê 'n tweede sin, hy sê, daarom kan jy doelgerig lewe. En so ek wil vanoggend praat oor, hoe bereik ons sukses in ons lewensdoel? Nou Salomo was iemand op grond van daai skrif, hy was 'n koning, hy was een van die grootste konings in Israel, en die grootste ryke in geskiedenis gehad, en daarom het hy baie planne moes maak, planne oor hoe hy nuwe areas sou oorwin, hoe hy sy regerings opstel, hoe hy sy welvaart sou versamel, en Spreuke 16 spesifiek, leer ons hoe om dan voorspoedig te wees in ons planne. Ons kan planne maak. Jy weet, my naam is Jan, hulle sê my altyd, Jan het 'n plan vir alles, so vir boer maak 'n plan, okay? Nou nie so 'n planmaker soos daardie storie wat ons vertel het nie. Maar ons het 'n plan, maar die antwoord van daai plan kom van God af. Hulle vertel die verhaal van 3 werkers wat besig was om te werk. Dit is nou baie lank terug gewees, jare of eeue, dekades terug, seker eintlik eeue terug. En die koninklike ou kom daar verby en hy vra vir die eerste werker, wat maak jy? En hy sê, ons is besig om klippe te kap. Ons kap klippe die hele dag. En dis wat ons doen, sweet en ons werk hard en ons kap klippe. En hy gaan toe na die tweede werker toe, wat dieselfde doen, en hy sê, wat doen jy? Hy sê, ek is besig om 'n lewe te maak. Ek kap klippe saam met die ou, en dan kry ons geld, en dan kan ek brood op my tafel sit. So ek is besig om 'n lewe te maak hierso. En hy gaan na die derde werker toe, wat dieselfde werk doen, en hy sê, wat is jy mee besig? En hy sê, jy sal nie glo nie. Maar ons is besig om 'n kathedraal te bou. Hy gaan 5 majestiese torings hê. Hy gaan loodglas vensters hê, wat 10 of 12 meter hoog gaan uittoring. Hy gaan koepeldakke hê. Michelangelo gaan die dak kom verf. Die teenwoordigheid van die Here gaan hier afkom. Duisende mense gaan die woord van God gehoor preek word. In hierdie plek, die sang van die Here gaan hierdie hele tempel of hierdie hele kathedraal vul. Dis wat ons besig is om te doen hierso. 3 manne doen dieselfde werk, maar een doen dit met 'n doelgerigtheid. En God roep vir jou en my om doelbewus te leef met 'n gerigtheid in ons harte. To live on purpose and to live for purpose. Vers 2 van Spreuke 16 sê, al die weë van 'n mens is suiwer in sy eie oë, maar die Here toets die motiewe. Ons kan leef asof niks 'n doel het nie, of ons kan leef asof alles wat ons doen in die lewe 'n doel het. Hy sê, so al die weë van die mens is suiwer in sy eie oë, maar die Here toets die motiewe. So 'n paar gedagtes rondom om doelgerig te lewe is nommer 1, motiewe maak saak. Jou en my motiewe maak saak. Al die weë van die mens is suiwer in sy eie oë, maar die Here toets my hart. Hy toets my eintlike motiewe. Ek kan myself flous en ek kan dalk vir jou flous oor my motiewe. Maar hoeveel van u weet, ek kan nie die Here flous?
Die Here ken die motief, hy ken die waarom in my hart, hy ken die hoekom in my hart wat ek iets doen. En ek dink in hierdie tyd, in hierdie uur wat ons nader aan die eindtyd beweeg, dink ek nie ons kan dinge net meer ligtelik doen nie. Ek dink dit is baie belangrik dat ons seker is hoekom ons goed doen, hoekom ek en jy goed doen. En ek wil vandag vir jou hierdie vraag vra, hoe groot is die hoekom in jou hart? How big is the why in our hearts? Hoe groot is die hoekom waarmee ek goed doen? Want ek het al gevind, wanneer ek vergeet hoekom ek goed doen, wanneer ek net deur, soos ons in Engels sê, die motions gaan, wanneer ek nou maar net kerk toe kom, omdat dit nou maar my gewoonte is, of wanneer ek nou maar net weer dit doen, omdat my gewoonte is, dan verloor ek fokus in daai sin van doelgerigtheid. Maar die Here wil vir jou en vir my 'n massiewe hoekom in ons hart gee. En ek wil vandag 'n vraag vra, en as jy dit dan vandag miskien polities opneem, dan wil ek om verskoning vra. Maar ek wil vir ons 'n vraag vra, hoekom het die Here die Europeër Afrika toe gestuur? Help my om die woord te bring. Hoekom dink u? Hoekom het hy die Europeërs Suid-Afrika toe gestuur? Party van ons het weggevlug. Ek weet my 7-8ste generasie oupa grootjie Jakob van Reenen het iemand met 'n swaard doodgemaak. Hy was 'n adelgestante en dit was onwettig in 'n swaardgeveg te wees, en toe maak hy die man nog dood ook. Toe moes hy wegvlug. Toe werk hy by die Oos-Indiese Kompanjie as 'n huursoldaat, totdat hy vrye burgerskap kon kry. Toe begin hy met beesboer, verskaf hy beesvleis, wyn en brandewyn aan die Oos-Indiese Kompanjie. Maar hoekom? Hoekom het die Here ons gestuur hiernatoe? Ek dink wat Albie sê, is om die evangelie te bring, to bring the gospel to Africa. En ergens het ons vasgehaak en diamante gekry en begin grou. Wonderlik. Weet jy dat Andrew Murray geglo het dat die diamante deur God hier gesit is om die sprei van die evangelie op in Afrika in te finansier? En toe kom die Engelse agter, ons het diamante gekry, en toe kom hulle en annexeer ons, en toe begin ons met hulle te veg. En toe vind hulle goud in Johannesburg, en toe begin ons oor die goud veg. And instead of spreading the gospel, we started living for ourselves. In plaas van dat ons die evangelie verder gevat het, toe begin ons vir selfbehoud lewe. As ons hoekom te klein raak, dan leef ons nie meer met 'n doelgerigtheid nie. If we lose our why, we lose our purpose. En ek wil vandag vir jou vra, hoe groot is jou hoekom? Hoe groot is die rede wat jy doen wat jy doen? God vra vandag vir ons, wat is jou hoekom? En hy wil 'n nuwe hoekom in jou en my hart wakker maak, Dirk. God wants to stir a new why in our hearts. 'n Hoekom wat groter as onsself is, 'n hoekom wat groter is net vir self bestaan, self survival, wat is daai woord? Oorlewing. Ons kan nie net vir oorlewing leef nie, my broer, my suster. God het ons hier geroep met 'n doel, on purpose and for a purpose, om sy evangelie te verkondig, om die goeie nuus van Jesus te verkondig, om Afrika die goeie nuus van God se koninkryk mee te deel. Hoe groot is jou hoekom? God wil vandag 'n massiewe hoekom in my en jou hart plaas. Salomo verwys in Spreuke 16 na 6 motiewe. Hy sê 'n honger mens. Hy sê werker se eetlus werk vir hom, want sy honger dryf hom aan. Dis Spreuke 16 vers 26. Ander plek sê hy, as jy nie werk nie, moet jy nie eet nie. So honger is 'n goeie motivering. Dis 'n baseline motivering. As iemand nie wil werk nie, dan moet hy maar net nie eet nie. Vandag praat ek met 'n paartjie, hulle het so 'n klomp jong tienermanne in hulle huis, en hulle het 'n paar taakies uitgedeel, hulle moet skottelgoed was, hulle kamers netjies maak en dit en dat. En toe hulle dit nou nie doen nie, toe sê die pa maar, wel, dis goed, dan eet julle net nie weer nie. That's all right. As jy nie werk nie, moet jy nie eet nie.
Honger is 'n goeie motivering, maar 'n ander motivering, 'n waardelose mens. Hy praat van 'n waardelose mens in vers 27, 'n nuttelose mens, waardelose mens, beraam kwaad. En woorde soos 'n verskroeiende vuur. Verkeerde motief is wanneer ek nie waarde het en wanneer ek iets doen omdat ek nie waarde het nie. Ek onthou, is dit 4 jaar terug, toe is daar brande gestig daar op die Douglaspad, deur kwaadstokers, brande opsetlik. En wat was dit, 300.000, 400.000 hektaar se weiding wat afgebrand word. In ure, letterlik in ure, is daar geweldige waarde vernietig. Wanneer ek waardeloos in myself is, dan kan ek waarde vernietig sonder om iets te voel daarvoor. Hoeveel jaar was dit terug wat die stadsaal in Bloemfontein afgebrand is, deur mense wat nie gelukkig was met hulle lone nie. En ek onthou het ek as 'n seentjie groot geword in daardie magnifieke saal, wat vir eeue lank staan. Maar as ek nie my waarde besef nie, dan gaan ek waarde afbreek. Want ek weet nie, dit het jare gevat, 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar om daardie plek in mekaar te sit. En so, dit 'n verkeerde motief is, waardeloosheid, 'n oneerlike mens praat hy van, wat 'n verkeerde motief is, 'n valse vriend. Hy sê 'n man wat sy naaste vlei, lei hom op 'n pad wat nie goed is nie. Hoeveel van julle weet, as mens kry nie baie ware vriende nie. 'n Ware vriend gaan jou altyd beter aflaat. 'n Ware vriend gaan partykeer vir jou iets sê wat jy nie oor bly is of gelukkig is op die tyd nie, want hy gaan vir jou iets sê waarvan jy nie hou nie, maar wat waar is oor jou, wat jy aan kan werk. Maar 'n valse vriend gaan botter om hom sy mond smeer, en dan steek jy jou in die rug wanneer hy die kans kry. Jy en ek weet, ons kan ons ware vriende op een hand tel. As jy jou ware vriend op meer as een hand of op 2 hande kan tel, dan tel jy nie mooi nie. Maar 'n ware vriend. En dan die laaste motief sê, 'n impulsiewe mens. Pastor Andre het so mooi daaroor gepreek 2 weke terug. Hy sê daar, hy wat stadig is om kwaad te word, is beter as 'n held, en hy wat sy gees kan beheer, sy eie temperament, beter as iemand wat 'n stad inneem. Iemand wat impulsief is, wat vinnig kwaad raak, wat vinnig op sy perdjie klim. Hy wat so vinnig op sy perdjie klim, sê vir my net na saal toe gaan en 'n groter perd kry, dat hy bietjie langer vat om op daai perd te kom. Okay. Een van daai Amerikaanse skouperde kry, want hy ons het 'n pony, my maat, hy gee hom net so 1 tree, dan is hy op daai perdjie. Okay. Sê, wees versigtig vir iemand wat te vinnig kwaad is, hy gaan jou in die moeilikheid bring. Dan sê vers 3 van Spreuke 16, laat jou werke aan die Here oor. Nie net jou planne nie, jou werke aan die Here oor. Dan sal jou planne uitgevoer word. Tweede gedagte wat ek by jou wil los is, beplan saam met God. Beplan saam met God. Daar's die gesegde wat sê, as ek misluk om te beplan, dan beplan ek om te misluk. As ek nie beplanning doen nie, dan beplan ek om te misluk. En dikwels, ek weet nie of jy dit ook doen nie, maar dikwels maak ek my eie planne, en dan bid ek, dan sê ek, Here, sal U my planne seën. En dis okay. Partykeer pik 'n blinde hoender ook raak. Is dit right? En dan seën die Here my planne, wat ek in my blindheid gedoen het. Maar ek dink wat Salomo vir ons hier wil probeer leer, is hy sê, maak eerder die planne saam met die Here. Laat jou werke, jou planne aan die Here oor. Sê, Here, ek gee oor. Dan sal jou planne uitgevoer word. So beplan saam met God. Beplan saam met hom. Ek het 'n vriend gehad, nog steeds, maar hy's hoog op in die mynbedryf, hy's 'n CEO al gewees van verskeie myne, en hy het hierdie gesegde gesê, en veral by mynbedryf, maar ek dink dit is so van toepassing op enige faset van ons lewe. Hy sê, 'n mens kan baie tyd spandeer aan beplanning, en dan 'n vinnige implementering hê. Of jy kan vinnig min tyd spandeer aan beplanning, en dan baie tyd spandeer om probleme op te los, wanneer jy jou implementasie doen. Kan ek dit in Engels sê? Donnie, this one is for you. We can spend a lot of time planning, and then have a quick implementation. Or we can skim the planning, and then spend a lot of time and effort on our implementation, because of all the problems we're going to face. En so Salomo se wysheid sê, beplan saam met die Here jou werk. En dan vers 6 sê hy, deur liefde en trou word skuld versoen, en die vrees van die Here wyk 'n mens van die kwaad af.
Die derde punt sê dan, nadat jy jou werk beplan het, is die volgende punt, werk dan jou plan. Beplan jou werk en werk jou plan. Baie mense het planne. Jesus my maat, hulle het planne. Hy gaan hier sy miljoene maak. Hy gaan hier hierdie investment scheme gaan hy dit doen. Hy gaan hier met forex begin trade en hy gaan hier Bitcoin doen. Maar hy kom nooit om iets gedoen te kry nie. Ek ken nie so iemand, moenie nou jou hand opsteek nie, maar ons almal ken so ou. Hy het nie 'n tekort aan planne nie, maar dis die execution wat nie so lekker werk nie. Nou dis wat Salomo sê, hy sê maak jou planne saam met die Here. Hy sê maar dan moet jy die plan uitwerk. Hy sê daar, kom ek lees dit net weer, deur liefde en trou word skuld versoen. En die Engels sê dit so mooi, hy sê selfs sonde kan gefiks word deur getroue werk te doen. Met ander woorde, as ek 'n tekort het in my lewe, ek mag dalk nie die skerpste potlood wees in 'n pennesakkie nie. Maar as ek getrou is en ek werk die plan en ek doen dit daagliks oor lang tydperk getrou, dan kan ek opmaak vir my tekorte. Ek kan opmaak vir die areas waar ek tekort skiet en niks vervang goeie, harde, konstante werk in die regte rigting in. Soos die ene gesê het, dit het my 40 jaar gevat om 'n oornag sukses te bereik. En dis eintlik waar, is dit nie? Dit vat jou 40 jaar om 'n overnight sukses te maak. Van getrouheid, van geduld. Dis nie daai lotto mentaliteit nie. Scratch and win, onthou julle die Utuba, ek weet ons dateer onsself nou. Utuba scratch and win. Dis nie daai lotto mentaliteit nie. Nee, ek gaan hard werk oor tyd. Gaan ek getrou wees. Want harde werk sal éventueel opmaak, selfs vir my tekorte. Dan vers 7 sê, as die Here tevrede is met 'n mens se lewe, laat hy selfs so 'n mens se vyande in vrede met hom lewe. Is dit nie mooi nie? In die Engels sê, as die Here tevrede is met 'n mens se weë, if the Lord is pleased with a man's ways, as die Here tevrede is met my weë, laat hy selfs so 'n mens se vyande in vrede met hom leef. Laat jou weë God behaag. Baie belangrik. That the way we live pleases God. Ek het laasweek daaroor gepraat, kan jy onthou? Te sê, Here, dit wat ek doen, as ek aanbidding lê, as ek preek, as ek met iemand gesels, as ek 'n besigheidsdeal doen, ek het geld gemaak, die bank is gelukkig, my company is gelukkig, my beleggers is gelukkig, maar is U gelukkig met hoe ek hierdie deal gedoen het? Behaag my weë U, want hy sê dit is, as jou weë God behaag, sal selfs jou vyande in vrede met jou lewe. Dan gee Salomo, en ek het nie tyd om in diepte in dit in te gaan nie, dan gee Salomo in hierdie selfde Spreuke 16 vir ons 7 weë wat God moet behaag. En ek gaan dit vinnig op die skerm los. Please guys, leave it on the screen. As jy dalk net 'n screenshot daarvan wil vat, in die boek hanteer ons dit nou in meer detail. Hy sê, regverdige inkomste is 'n weg wat God behaag. Hy sê, is beter om 'n bietjie te hê met geregtigheid as groot winste of inkomste met onreg. In 'n ander plek sê Spreuke dit so, Salomo sê, as jy onregverdige wins maak, is dit soos water wat deur jou vingers val. When I make money, when I get money that I don't deserve, that I didn't work for, that I didn't earn, that I didn't make in a righteous or just way, you know what will happen? Is soos water wat deur my vingers val. Ek kan dit nie hou nie. Dis hoekom korrupte politikuste meer en meer bedrog moet pleeg, groter en groter bedrag geld moet steel, want hulle het geen vermoë om daai geld te hou nie, dit val net deur hulle vingers. Nie net politikuste nie, maar korrupte besigheidsmanne. Ons regverdige wins is 'n weg wat God behaag. Die tweede een is 'n regverdige weegskaal, wat daarmee gepaard gaan. Hy sê 'n regverdige weegskaal behoort aan die Here. Nou wat is 'n onregverdige weegskaal? In die ou dae as jy gaan rys koop of suiker koop of mielies koop, dan het hy nou 'n weegskaal gehad en die kant, my oupa het nog so 'n skaal gehad. Jy sal dit onthou, het hy hierdie gewigte opgehad, sulke koperbrons gewigte, dan pak hy dit so op die kant. Dan pak hy nou 'n pond, hy was in ponde gewees, dan pak hy 'n 10 pond gewig op. En dan pak hy 1 pond, as dit nou 12 pond 5 moet wees, dan pak hy nog 'n 2 pond, nog 'n pond, en dan 'n halwe pond sit hy neer,
En dan sit hy in die kant sit hy nou die rys of die meel wat hy nou weeg, dat dit dieselfde is, en dan weeg hy dieselfde. En so wat van die ouens gedoen het, wat die Jode gedoen het, is hulle het 'n onregverdige weegskaal gemaak. Hy het gewigte gemaak, wat lyk soos 'n gewig in die kant, dan het hy hom uitgehol in die binnekant. Dan sê hy, dis 12 pond wat hy hierso weeg, maar dan is hy eintlik 6 pond. Sodat hy dan aan die kant lig, en dan verkoop hy aan die ou 6 pond, asof dit 12 pond is, en dis hoekom Salomo hier sê, 'n regverdige weegskaal behoort aan die Here. Die Here sien elke keer wanneer ek vir 'n kliënt afweeg. Hy sien dit. En hy teken dit in sy boek op. En daardie ekstra 6 pond wat ek nou verkoop, wat nie, ek weet nie verkoop nie, wat ek verkoop, daardie geld vir daai ekstra 6 pond, gaan deur my vingers glip. Want die Here het neergeskryf, ek verdien nie daai ekstra 6 pond nie. Ek gaan deur my vingers glip. Gaan net soos water deur my vingers val. Is baie stil in hierdie heilige baptiste kerk vanoggend. Halleluja. Nog 'n weg wat die Here behaag is regverdige leierskap. Hy sê 'n troon in vers 12, 'n troon word deur geregtigheid bevestig. Nou dit lyk in ons wêreld, dit lyk in ons land, asof leiers, onregverdige leiers, ongeregtige leiers, korrupte leiers kan wegkom in die oë van die mense. Dit lyk so, né? Dit lyk hulle kom nou 20, 30 jaar weg met dit. Maar kom ons sê vir mekaar vanoggend een ding. Niemand kom voor God se oë weg met ongeregtigheid nie. Elkeen gaan voor God staan. En wanneer ons voor God se oordeelstroon staan, gaan alles blootgelê word. En dit gee vir ons rus. 'n troon word deur geregtigheid bevestig. En kom ons bid vir ons land, kom ons bid vir ons regering, dat die Here vir ons meer en meer 'n geregtige regering sal gee. Verandering is moontlik. Verandering is moontlik. Die 4de wee van weg van geregtigheid is regverdige lippe. Hy sê is die vreugde van 'n koning. Ons woorde, laat ons die regte ding praat. Dat dit wat ek glo en dit wat ek spreek met my mond in lyn is. En ek dink dis waar baie van ons skuldig is in die boek van Romeine sê, as jy in jou hart glo en met jou mond bely dat Jesus die Here is, dan word jy gered. Met ander woorde, as dit wat jy met jou mond praat en dit wat jy in jou hart glo in lyn is, dan gebeur daar wonderwerk en dan gebeur daar iets godliks. Maar ek vind myself, ek weet nie van jou nie, ek glo dat die Here ons land kan verander. Ek glo dat die Here 'n plan het, dat die Here 'n purpose het met ons land, en dan vind ek myself rondom die braaivleisvuur ander goed sê. Negativiteit spreek, dood spreek. Die Here roep vir jou en vir my vandag om te sê, begin lewe spreek. Begin die verandering spreek wat ons wil sien. Begin spreek dit wat ons wil sien dat die Here doen in ons midde. Dat Suid-Afrika behoort aan die Here. Come on. Suid-Afrika behoort nie aan 'n politieke party nie. Suid-Afrika behoort aan die Here. Suid-Afrika behoort nie aan korrupte kadres nie. Suid-Afrika behoort aan die Here. Die welvaart van Suid-Afrika behoort aan Jesus Christus. En ek en jy kan begin deur ons woorde, kan ons begin roep. Hy sê, jy en ek het 'n mandaat om te bid vir ons regering. Kan ek dit so sê? Ons het die presiese regering wat ons gebede verdien. Ek het eendag so, dit was nog toe ons vriend Jacob die president was. Toe het ek so voor die Here gegaan en vir Jacob begin aankla voor die Here in gebed. Toe sê die Here vir my net daai ding. Hy sê, seun, jy het presies die regering. My kerk het presies die regering in plek wat hulle gebede verdien. Want hy sê bid vir die regering. Ons het die mag om die regering te verander. Nie deur ons stem, ons moet gaan stem, baie belangrik. Maar ons moet ook bid. En as ek en jy nie bid nie, kan ons nie langs die braaivleisvuur staan en kritiseer en kla nie, want ons het nie gebid nie. Ons het die presiese regering wat ons gebede verdien. Nou kom ek terug
Dan die eerste vraag wat ek jou gevra het. Hoekom is ons hier? Wat soek ons hier? Hoekom het God ons hier geplaas? En as God onder jou en my iemand kan vind wat sê, Here, ek gaan begin bid, saam met 'n Boeta, saam met 'n Sissa, soos nog nooit van tevore nie. Ek is nie 'n bidder nie, maar dan gaan ek leer bid. Want U gee vir ons 'n mandaat om te bid vir ons land, om te bid vir ons regering. Dan kan jou gebed en my gebed 'n verskil maak in hierdie land. Kom aan, ons leef nie net vir onsself nie. Ek wil hê my kinders en hulle kinders moet eendag 'n toekoms hê in hierdie land. Ons kan nie langer 'n land hê wat deur een politieke party en korrupte kadres geskaak word. Ons moet 'n land hê wat vir alle Suid-Afrikaners 'n hoop kan gee. Vir alle Suid-Afrikaners geleentheid gee. Maar jou en my gebede kan dit verander. Jou en my lewe met 'n doelgerigtheid kan dit verander. En wanneer ek daardie doel het, dan wil ek nie meer in die bottel kyk nie, want die bottel het nie die antwoord vir my nie. Daai pille het nie die antwoord vir my nie. Ons is hier doelgerig en doelbewus. En daarom kan ons met 'n purpose lewe. William, daar waar jy dien in die skool, you are changing lives, my bro. Die Here het jou daar geplaas. Dis moeilik. Julle wat in die onderwys is, dis moeilik. Die departement maak dit amper onmoontlik. Maar God het jou geroep daar om jong kinders se lewens in te bou en hulle 'n sin van purpose te gee. Want as jy dit nie doen nie, wie gaan dit doen? Kom ons leef doelgerig, doelbewus. Want God het jou hier geplaas met 'n doel. As die Here tevrede is met 'n mens se weë, laat hy self sy vyande met hom vrede maak.